JMath. Kom ons oefen 'n bietjie dubbelhoeke en saamgestelde. So die somme wat jy hierso kan sien, gaan ons in hierdie video bespreek. Pause asseblief nou en probeer al die somme en dan merk ons aan die einde saam en kyk hoe dit gegaan. Vraag 1. So hierso gaan ek as 'n stap 1 gaan ek net gou my highlighters hierso uitdruk. So ek gaan daai twee kan ek sien is dieselfde en ek kan sien daai twee is ook dieselfde. So stap 1 as ek so som sien is ek gaan kyk, moet ek die hakies uitbrei of moet ek dit net so hou? Omdat daar twee paartjies is. So daar's twee A's en twee B's, weet ek gaan nie hoef uit te brei nie. So hierdie is net 'n gewone saamgestelde hoek. So dit is kos, sin. So ek weet dit gaan kos wees. Nou moet ek net kyk na die teken, so daar's 'n plus tussen hulle. So hierdie is dan kos A min B. Nou kan ek dit skryf, wat is A en B? So dit gaan dan net wees x plus 60 minus x. En die antwoord vir die vraag is dan kos 60, wat vereenvoudig na 'n half toe. Okay. So ek gaan nie daai x plus 60's uitbrei nie, omdat daar twee van hulle was, dan is dit nie nodig nie. Hierdie som sal 3 punte tel, so 'n punt omdat jy die korrekte saamgestelde hoek geïdentifiseer het, kos A min B, dit reg in vervang het, dan omdat jy by die regte antwoord uitgekom het en omdat jou breek reg is aan die einde, so 3 punte. By vraag B gaan ek ook weer kyk, is daar ietsie wat herhaal? So hierdie ene lyk reg, dis sin en 'n kos, maar dit moet omruil. So my eerste stap is om 'n tekenverandering te doen. So ek gaan dan sê dit is kos 5, kos 55 en dan minus sin 5, sin 55. So onthou, as ek gaan kyk wat se identiteit is, dit moet dit presies in die regte volgorde wees. En dis hoekom die kosse eerste moet wees. So nou kan ek sê hierdie is dan net kos A plus B en in hierdie geval sal my A dan wees 5 en my B 55. So dit gee dan weer vir my kos 60, maar dis negatief en die finale antwoord is dan minus 'n half. So kry dit in die regte formaat volgens jou identiteite en dan verander jy dit. Hier sal jy 'n punt kry omdat jy die minus uitgehaal het, die tekenverandering gedoen het, dan omdat jou dubbelhoek korrek was, omdat jy dan die regte antwoord vir die dubbelhoek gekry het en omdat jy die spesiale hoek reg gedoen het. 4 punte. Vraag C, so hierso gaan ek nou mooi kyk na wat se identiteit lyk dit amper soos. So ek kan sien daar's 'n sin 15, maar as dit 'n kos 15 was langsaan, dan kon ek gekyk het, okay, dan is dit dalk sin se dubbelhoek. Okay, nou 70 is actually 90 minus 15, so dan kan ek saamgestelde hoeke gaan. Okay, as dit so is, dan lyk dit die naaste aan die sin dubbelhoek. Probleem is net daar moet 'n 2 voor wees, nie 'n 10 nie. Maar ek kan 10 gaan opbreek en skryf dit is 5 maal 2 en dan sin 15 en dan as ek koefunksies gebruik en ek sê die sin 75 kan ek oorskryf as sin 90 min 15 en dit word dan net kos 15. So die antwoord van hierdie som gaan dan net wees 5 sin 2 maal 15 wat dan sin 30 is. So 5 sin 30 en 30 is 'n half. So dis dan net 5 maal 'n half en die antwoord is 5 op 2. So weer eens, ek moet dit manipuleer totdat dit lyk soos een van my identiteite. Vraag D. So hierso, as daar so 'n 1 voor hierdie ding was, dan is dit 'n kos dubbelhoek. Maar onthou in wiskunde, ek kan nie net iets bysit tensy ek dit ook wegvat nie. So as ek 'n plus 1 bysit, moet ek 'n minus 1 ook bysit sodat dit weer uitkanselleer. So mense gaan nie baie sulke somme kry nie, maar jy moet weet dis moontlik. Ek mag enige tyd iets maal met 1, maar ek kan 1 skryf as enigiets en ek kan enige tyd 0 byplus en in hierdie geval wil ek hê 0 moet wees plus 1 en dan min 1. So hierdie eerste stuk word dan die kos dubbelhoek. So ek kan sê hierdie is dan kos dubbel van 22.5, maar die min 1 bly daar agter. So hierdie kan ek dan net gaan sê, okay, maar dit is dan kos 45 min 1 en dit is wortel 2 op 2 min 1. So finale antwoord, ek glo nie hierdie is so nodig dat jy dit nou so gaan vereenvoudig nie, maar daarso is die finale antwoord. So vraag C sal 4 punte tel. Jy kry 'n punt omdat jy die 10 opgebreek het, dan vir die koefunksie met kos 15, dan vir die dubbelhoek en vir jou finale antwoord. Vraag D tel net 3 punte omdat jy die plus 1 min 1 bygesit het, die dubbelhoek gesien het en gebruik het en dan vir jou finale antwoord. Vraag 2 bewys die volgende. So as hulle sê bewys dat, dan is dit 'n linkerkant regterkant som. So ek kan nou gaan kies. In hierdie geval kan mens dit van albei kante af doen, maar die regterkant gaan baie makliker wees. Ek moet dan net vir hulle sê ek kies die regterkant. So in hierdie geval kan ek sien daai gaan 'n saamgestelde hoek wees. Ek gaan dit dadelik so gaan uitskryf. Onthou net om hierso hakkies te gebruik. So kos x kos 30. Die teken gaan verander, so dis plus sin x sin van 30. Nou kan ek gaan en die spesiale hoeke gaan uitbrei en ek kan die 2 inmaal. So ek gaan sê dit is 2 kos x en dan kos 30 is dan net wortel 3 op 2 plus 2 sin x en dan sin 30 is 'n half. Nou gaan ek, as ek mooi kyk en ek sien daai 2 en daai 2 gaan mekaar uitkansel, daai 2 en daai 2 gaan mekaar uitkanselleer. So die finale antwoord hierso is dan net wortel 3 kos x plus sin x. En dit is dan presies wat ek wil hê, so dan kan ek net sê dit wil sê linkerkant is gelyk aan regterkant. Vir hierdie som sal jy 'n punt kry omdat jy die saamgestelde hoeke uitgebrei het, dan omdat jy die spesiale hoeke uitgeskryf het in breuke, dan omdat jy dit elkeen gemaal het met 2 en vereenvoudig het en dan vir jou finale antwoord saam met die linkerkant is gelyk aan die regterkant. So 4 punte. So nou vraag 3 kan nogal regtig triekie wees
vir baie mense, want dit lyk nie asof daar enige iets is wat daai 3 hoeke bymekaar gaan uitbring nie. Maar as jy so soms sien, kyk eers as jy iets verdubbel en halveer, as jy kofunksies, niks van dit gaan werk nie. So dan moet jou brein altyd gaan na spesiale hoeke toe, 30, 45 en 60. So die belangrike hoek hierso is altyd die regterkant en die ene wat alleen staan. So hierdie 13, dis my sleutel tot hierdie som. So wat ek daarmee bedoel is, as jy regtig nie weet wat se opsie om te vat hierso nie, gaan plus die 13 by die hoeke aan die linkerkant. So 17 plus 13 gee vir my 30 en 43 min 13 gee vir my 30. So dit is wat ek bedoel met die sleutels. Ek gaan hierdie dan gaan oorskryf en onthou die antwoord van die hakkie moet 17 wees. So ek gaan hierdie ene gaan oorskryf as 30 min 13 want dit gee vir my 17 en dan plus die ander ene sin 30 plus 13 gee vir my 43. So nou weet ek, okay, nou is ek iewers heen op pad en hopelik gaan ek by kos 13 uitkom. So nou as ek mooi kyk, gaan die tweede en die vierde term mekaar uitkanselleer. Die een is 'n minus, die een is 'n plus. So hulle is weg. Dan gaan die ander twee net oorbly, maar ek weet sin 30 is 'n half. So ek kan dan sê hierdie is 'n half kos 13 en die ander ene is presies dieselfde, so 'n half kos 13. So dit bymekaar sit kry ek kos 13. Dis hy. So dit kan 'n baie moeilike som wees as jy nog nooit so een gesien het van tevore nie, maar dit is hoe mense hom sal aanpak. Die vraag is hierdie sal 5 punte tel. So 'n punt omdat jy raak gesien het dat jy moet saamgestelde hoeke gebruik, dan vir elke saamgestelde hoek wat jy uitgebrei het, dan vir jou spesiale hoeke en dan vir jou finale antwoord. Vraag 4. So hulle sê net vir my bereken, so ek weet nie waartoe ek op pad is nie, maar ons nie 'n toon dat op 'n verbysdat of so ietsie nie. Ek gaan eers seker maak alles is skerp hoeke. So kos 70 kan ek net so los. Hy is klaar tussen hulle 90, maar dan moet ek dan gaan sê okay, maar hierdie is 180 plus 10. So ek gaan dan sê tan in die derde kwadrant gaan dan vir my positief gee. So daai word net tan 10. En dan die 110 is 180 min 70. So daai is dan in die tweede kwadrant en sin is daarin positief daar, so dit is sin 70. Nou, jy kan 'n ekstra stap insit waar jy daai 180 plus en 180 minus vir jou onderwyser wys. In matriek kry jy 'n punt as jy die vereenvoudiging heeltemal gedoen het. So ek sal altyd met 'n potlood of 'n ander kleur net by die vraag net vir my daai gaan skryf presies soos ek dit nou gedoen het en dan net my antwoord so klein as moontlik skryf. Nou sit ek met 'n probleem dat ek kan nie regtig iets verder hier doen nie, maar onthou jou graad 11 identiteit, dan kan ek skryf as sin op kos. So hierdie ene kan word kos 70, sin van 10 op kos van 10. Net die dink is 'n 16 nie, so skryf net 'n bietjie mooier as ek asseblief. En dan sin van 70. Nou kan ek gaan KGV en dan hopelik kom ek by een van my identiteite uit. So hierdie ene kan ek dan gaan skryf as sin 10 kos 70, so ek net daar so 'n bietjie volgorde verander en dan hierdie ene word dan kos 10 sin 70. En dit is 'n KGV, daar's nie 'n 0 aan die ander kant nie, so asseblief moet hom nie wegvat nie. Hou die KGV daar. So dit is kos 10. Nou het ek bo 'n identiteit en dit is die sin A plus B saamgestelde identiteit. So ek kan hom net gaan oorskryf as sin 10 plus 70. Okay, nou ek weet daai gee vir my 80. So ek kyk net so 'n bietjie 'n stapie vooruit dat ek kan tyd spaar en kos 10 onder. So yes, daai twee saam gee vir my 90. So ek gaan hom dan net gaan oorskryf as sin 80. Nou jy kan aan die kant vir jou onderwyser net skryf, okay, so jy weet dat kos 10 gelyk is aan kos 90 minus 80. Okay, dit verander dan na sin 80 toe en dan is die antwoord van hierdie som net 1. Hier sê jy 'n punt kry vir sin 10 op kos 10, dan vir jou saamgestelde hoek wat jy regteen gekies het, dan moet jy sy regte antwoord neergeskryf het en die antwoord gekry het. So die teltesom 4 punte. So as ek ooit vraag 5 moet verduidelik vir mense, dan gaan ek altyd eers teruggaan na graad 5 toe. So ek onderskat nie jou intelligensie nie. Ek wys dit vir elke liewe matriek, maak nie saak of hulle 60 of 90 kry nie. So, wat sal jy sê is die antwoord van hierdie sommetjie as ek sê dit is 'n half minus 'n derde? Okay, so dink gou mooi aan die stappe wat jy geleer het in graad 5 hoe om hierdie som te doen. Ja, so ek gaan net hierso sit en dan gaan dit aspres in kleure sit sodat jy kan sien wat gaan aan. So hier onder is 'n 2. As ek nou breuke wil plus of minus, moet ek die KGV doen. So ek gaan die regterkantste 1 gaan ek maal met 2 en die linkerkantste 1 gaan ek maal met 'n 3 en onder gaan ek sê dit is 2 maal 3. Okay, ek sal nie belang in die verdere antwoord van daai som nie. Ek wil net hê jy moet die konsep onthou, want dis presies wat ons gaan doen met hierdie aaklige 3 graad 12 breek wat ons nou het. So ek moet die KGV kry en ek maal elke breek met die deel van die KGV wat hy nie het nie. So die linkerkantste sin 39 moet ek gaan maal met kos 13. So beter as ek hom so skryf. En dan minus kos 39 en ek moet hom maal met sin 13. Dan sê onder kan ek dan net gaan hulle twee saam sit, so dit word net sin 13 maal kos 13. So nou bo het ek my sin A min B identiteit. So ek gaan hom dadelik net so gaan oorskryf. So dit is dan net sin 39 min 13. En onder gaan ek vir nou so hou. So die onderkant kan jy op 'n ander manier doen. As jy onthou van die dubbelhoek oefening waar ons gesê het ons soek 'n 2 voor en ons gaan 'n half maal 2
daarso sit. So jy kan dit so doen, maar meeste mense gaan dit nie raak sien nie. So wat ek eerder gaan doen is ek gaan sê die bokant hierso is 26. Ek gaan die bokant oorskryf as sin 2 maal 13. Die onderkant hou ek net so en dan gaan ek dit kan uitbrei en uitkanselleer en sien wat bly oor. So hierdie ene gaan ek dan net kan skryf as 2 sin 13 kos 13 vir die bokant en dis alles op. Hulle bly nog net daar so sin 13 kos 13. Hulle almal kanselleer uit en dan is die antwoord van hierdie som net 2. Okay, so baie belangrike som, baie mense haak vas by hom as hulle nie geleer het nie. So som sal dan 4 punte tel. So punte met jou KGV reg gedoen het, dan die saamgestelde hoek reg gebruik het, die dubbelhoek raak gesien het en uitgebrei het en toe uitgekanselleer het vir jou finale antwoord. So 4 punte. So as hierdie nou 'n toets was uit 31 uit, hoeveel sou jy gekry het vir jou kennis oor trig en saamgestelde hoeke en dubbelhoeke? Laat weet my bietjie en dan kyk ons of ons nog ekstra oefenvideo's moet opsit of hoe ek julle die meeste kan help. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.